Levitikus 19 vers 2. En ons tema vir vanoggend se diens, God is heilig. Die Here het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle. Hierdie woorde vir myself baie persoonlik dan ook, want dit is asof die Here vir my ook gesê het in die week. Nou nie Moses nie, maar Jaco kom sê hierdie vir die gemeente Vogwel Noord hierdie Sondag. Praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek, die Here julle God, is heilig. Wees heilig, want ek, die Here julle God, is heilig. En dan blaai ons na Jesaja 40 toe. Jesaja 40, en ons gaan saam lees van vers 12 af. Die opskrifie daar is so mooi, met wie kan julle God vergelyk? En dan lees ons, wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet, en met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, met 'n maatemmer die grond van die aarde afgemeet, en met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg. Wie kan die gees van die Here pyl? Wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy dat die hom tot insig sou bring, en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom, dat hy met insig kan optree? Die nasies is vir hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stoffie op 'n skaal. As hy die eilande op 'n skaal sit, is hulle so stofdeeltjies. Al die hout van die Libanon is nie genoeg vir vuur op die altaar nie, en al die wild nie genoeg vir 'n offer aan die Here nie. Al die nasies is soos niks teenoor hom. Hulle is vir hom minder as niks, asof hulle nie bestaan nie. Met wie kan julle God dan vergelyk? Met watter beeld kan julle hom gelykstel? 'n Beeld word deur 'n ambagsman gegiet en deur 'n smid met goud oorgetrek en met silwerkettingkies versier. Wie te arm is vir so 'n offer aan sy God, kies hout wat nie vrot nie, het soek vir hom 'n bedrewe ambagsman om vir hom 'n beeld te maak wat nie omval nie. Weet julle dan nie? Het julle nie gehoor nie? En is dit nie van die begin af aan julle bekend gemaak nie? Het julle nie 'n begrip van hoe die aarde ontstaan het nie? God het sy troon bo kan die hemelkoepel en die aardbewoners is vir hom so sprinkane. Hy span die hemel oop soos 'n tentdoek, oop soos 'n tent vir die mense om onder te woon. Hy maak die vername mense tot niks, die heersers van die wêreld asof hulle nie bestaan nie. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars het hulle wortel geskiet of hy blaas sy asem oor hulle en hulle verdor. Die stormwind vat hulle weg, so stoppels. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. Verskriklike mooi gedeelte, is dit nie? Gedeelte wat die Here eintlik na ons toe kom en sê, kyk alles wat hy gemaak het. Asof die Here half trots is daarop en vir ons sê, kyk hoe mooi is alles wat ek gemaak het. En as julle kyk na dit alles, vra ek vir julle, met wie kan julle my dan vergelyk? En om vanoggend se dienste begin, waarom die eienskappe van God reeks? Waarom is dit nodig om oor 'n paar Sondae te gesels oor iets wat ons al baie gehoor het? Want ek is seker daar is al baie preke in die gemeente gehou voordat ons al hier was en baie preke is al in die kerk gehou oor God se heiligheid en God se almag en die feit dat God ewig is. Ek dink daar bestaan 'n persepsie baie keer onder mense dat ons kan eintlik op enige manier van God praat solank ons net opreg is in ons bedoelings. Ons kan onthou so rukkie terug toe ons oor gebed gepreek het, toe het ons gesê die belangrikste element van gebed is om opreg te wees. Om eerlik voor die Here te wees. En dis absoluut so. Maar ons kan nou nie weer oorhel na die ander kant toe en sê solank ek net in my bedoelings opreg is, kan ek praat oor God en van God en met God soos wat ek goed dink nie. Want ons kan nie net vir God beskrywings toeken op grond van so wat ons voel nie. God het 'n spesifieke naam, God het 'n wese. God is op 'n manier en God het homself so aan ons bekend gestel en hy vra vir ons, dien my vir wie ek is. Ons verwys altyd na die gedeelte by Moses by die brandende bos, wat Moses vir die Here vra, die een gedeelte waar iemand vir die Here vra, Here, wie moet ek sê is u? En dan sê die Here vir Moses, ek is. Niks verder nie, ek is. Dis wie ek is. Moses, jy kan my nie begryp nie, jy kan my nie verstaan nie, jy gaan ook nooit kan nie, want jy's 'n mens en ek is God.
Daarom dien my, aanbid my as God. Moenie my van 'n groot God na 'n klein iemand probeer kleiner maak wat jy kan vasvat in menslike beskrywings en woorde nie, want dit is ek nie. Ek is God. En daarom moet ons dalk weer terugkeer, voordat ons weer verder gesels oor ander dinge, weer terugkeer na wie is die God wat ons aanbid. Wat hy aanbid ons nie, ons aanbid hom. En daarom moet ons opnuut weer net stil staan en vra, maar wie is hierdie God? Voordat ons verder gesels oor God se heiligheid, skous kan ons daai videoklippie vir ons regkry? Kort videoklippie van so 3 minute. Baie van ons het al Louis Giglio se DVD gekyk oor die sterrestelsels en indescribable en hoe groot God is. Hierdie is 'n praatjie deur 'n man genaamd Francis Chan wat ook van so ietsie daarvan gee. Kom ons kyk gou hierna. What you're seeing right now. First of all, this is the earth. Okay? Just you're taking off from the earth from Southern California, and we're gonna rise up a little bit here. Okay, we're going to pull away from it. We're going to pull higher. Now, this is at about 10 kilometers. Like if you climb Mount Everest, this is what you'd see. You'd see the curvature of the earth from that distance. Now we're going to climb up even higher. This is at 100 kilometers. And you're a fourth of the way to the space station now. This is what you'd see. If you get to this level, you're considered an astronaut. Just if you ever get there. Okay, now we're going 100,000 kilometers. 100,000 kilometers from the Earth. You're a fourth of the way to the moon. That's what the Earth would look like. Now we're going to pull away to 1,000,000 kilometers. At 1,000,000 kilometers, there's the moon. Okay, there's the moon. You can barely see the Earth. You're at 1,000,000 kilometers now. You're past the moon, and now we're going to go to 100 million kilometers. 100 million kilometers. You're still not to the sun. The sun's 93 million miles away. But now we're going to go to 10 trillion kilometers. There's the sun. Okay, you just passed the sun. Now you would see all of the planets at 10 trillion kilometers. And now we're at 10 to the 15th power. That means 10 with 15 zeros. I don't know what that number is. 15 zeros, and the sun's just like a bright dot amidst other stars. And now we're going to 10 light years away. At 10 light years away, come on, let's go. Zoom, there you go. 10 light years away. Now you just see the sun with like 11 other stars that are kind of its neighbors. You know, that's our sun. And now we're going to go 1,000 light years away. At 1,000 light years away, you wouldn't even see our sun anymore. These are just a bunch of stars close to it in this cluster inside the Milky Way. Now we're going to zoom out even further, and that's the Milky Way we live in. See that cluster of stars? Those are about 100,000 stars that are closest to our sun. You can't see our sun anymore at this point. Now this is our Milky Way galaxy, and forget about the Earth. Okay, there's our Milky Way galaxy that we live in. And we're just buried in there somewhere. And we're going to pull out even further, and you'll see that our galaxy is actually, it's a big galaxy, and all those other things you're seeing now are galaxies. And we're going to pull away 10 million light years now. His next scene is 10 million light years. Those are all galaxies you see. Amidst our Milky Way, several hundred galaxies. Now we're going to go 100 million light years away. This is the last one. We're going to zoom out to 100 million light years. Those are all clusters of galaxies. Galaxies and clusters of galaxies. You won't even see our Milky Way galaxy anymore amidst that. We don't have telescopes that go beyond that little sphere there. Ek weet nie lekker van julle nie, maar die syfers wat hy noem, verstaan ek eers nie. Ek kan dit eers begin begryp nie. En dan lees ons in Jesaja 40, dat dit wat ons daar gesien het, en hoe verder ons uitgegaan het, is maar vir die Here verskriklik klein. Die Here kan dit so met sy handpan om sommer net so meet. En die Here sê, kyk, wie dit alles gemaak. Ek het. Dit is altyd snaaks as 'n mens hierdie tipe van DVD so kyk, dan is dit as iemand luister en dan vir die eerste keer daarna kyk, is die eerste vraag wat hulle altyd vra, waar is ek as ons daar buitekant is? So asof ons nou alles weer moet kleiner bring en eers daar is daar 'n spikkeltjie wat ek is. Want ek dink ons begryp as ons dit sien, hoe klein ek is en hoe groot
God is. God is heilig. Kom ons kyk wat beteken dit as ons sê God is heilig. Heilig beteken in Engels to be set apart. En as ons nou wil verduidelik wat dit beteken, as ons dus sê dat God heilig is, beteken dit daar is niemand soos God nie. God is die enigste en alleen God, en God kan met niemand vergelyk word nie. God is die mooiste mooi, die grootste groot, die sterkste sterk, en so kan ons 'n klomp ander voorbeelde nog noem. God verskil van ander en van ons. Om heilig te wees in die Bybelse verstaan daarvan is om geheel en al anders te wees. Daarom in hierdie Jesaja gedeelte van Jesaja 40, dan lees ons dit in 'n konteks waar die mense in die ballingskap is, wat aanvanklik vir hulle slegte ervaring was, maar toe later toe is daar van hulle wat, hoe kan ek sê, begin belangstel in die gebruike van hierdie ander nasie waar hulle nou bly. En nadat agterkom, hierdie mense aanbid ander gode, Baalgode en Baalgodsdienste, en dit is nogals lekker om hierdie gode te aanbid. Daar's 'n paar gebruike wat ons hou van. En dis binne hierdie konteks waar die mense begin vra oor ander gode en ander godsdienste en ander dinge, waar die Here vir hulle sê, julle kan maar kyk of julle iemand kan kry soos ek. Maar ek beloof julle gaan nie. Want daar's net een ek. Ek is die enigste God, daar's geen ander God soos ek nie. Jy kan soek tot die uithoeke van die wêreld toe en jy gaan nie so iemand kry nie. Dis iets daarvan ook in konings toe die volk na Moses of na die mense toe kom en vir hulle sê, ons wil graag 'n koning hê wat ons kan sien, 'n koning wat ons regeer soos die ander nasies. En hoe die Here afsê, dis reg, gee hulle 'n koning. Maar hulle sal vinnig leer wie die een is wat wel vir hulle gesorg het. Daar's net een God, een heilige, een almagtige. Daar's niemand soos hy nie. Daarom sê God dit in Jesaja, dan sê hy, kyk na alles wat ek gemaak het. En ek vra jou, kyk of jy iemand kan kry soos ek. Jy gaan nie. Jy gaan nie. Want daar is net een ek. Een God. Ek is die enigste heilige God. As ons verder beweeg, en sê as ons dus sê dat God heilig is, beteken dit daar is nie woorde om God te beskryf nie. God is nie iemand wat beskryf moet word nie, maar eerder iemand wat geken moet word. Persoonlik geken moet word. Ons kan probeer om God te beskryf, maar daar gaan nooit genoeg woorde wees nie. Daarom toe Moses vir die Here vra, Here, wie stuur my? Wie moet ek sê stuur my? Toe sê die Here nie vir hom, gaan sê vir die volk, die God wat so is, en ek wat so is, en ek wat hierdie eienskappe is, en ek wat hierdie dinge gedoen het nie. Toe sê God net vir Moses, sê vir die volk, ek is, stuur jou. Daardie ek is natuurlik 'n vertaling van die Hebreëse Jahwe, wat letterlik beteken om te wees. Ek is soos en wat ek is. Daar's nie 'n manier om dit te verduidelik nie, daar's nie 'n manier om te beskryf nie, ek is. Ek is God. En dis al wat jy nodig het om te weet. Daarom probeer ons baie keer deur navorsing en deur wetenskap en deur 'n klomp ander dinge God te beskryf, want ons wil graag iets verstaan. Ons gaan God nooit verstaan nie. God kan nie verstaan word nie. God wil geken word. En almal van ons sal getuig daarvan, dat as jy regtig 'n pad met die Here stap, as jy 'n persoonlike verhouding met die Here ken, lewe, dan leer jy elke dag iets nuuts van God. En dit werk eintlik andersom, né? Mens moet oppas vir, ek wil amper sê, geestelike verwaandheid, want ek dink ek beweeg tot op 'n geestelike vlak, en die oomblik as ek op die boonste vlak kom, dan is ek nou 'n goeie, goedgelowige Christen, wat nou baie geestelik gegroei het, en ek ken nou die Here. Ons kan nooit op daai punt kom nie. Met God werk dit juist andersom. Hoe meer ek geestelik groei, hoe meer ek God leer ken, hoe meer kom ek agter hoe min weet ek eintlik. Net sodra ek iets nuuts van God leer, dan gaan my oë oop en dan besef ek, maar ek het nog soveel om te leer. En ons gaan God nooit in volle verstaan nie, maar ons kan hom ken. Iemand het eendag so mooi geskryf, die grootste wonder van God is groter as wat 'n volwasse mens se verstand kan verstaan, maar klein genoeg en eenvoudig genoeg dat 'n kind se hart kan weet dat God God is. God werk nie soos ons werk nie. God dink nie soos wat ons dink nie.
God is anderste as ek en jy en enige ander gode. Daarom as ons hierdie afrond, kom ons maak dit lekker prakties vanoggend. As jy mens kyk, daar's verskillende gelowe in hierdie tyd waarin ons lewe en almal wat aanspraak maak dat hulle God is. En as mens praat van die groot gelowe behalwe die Christendom, dan praat jy onmiddellik van jou islamitiese, jou moslim geloof, boeddhisme en hindoeïsme. Dis die groot gelowe wat op hierdie stadium in die wêreld, ek wil amper sê, die vinnigste groei, behalwe vir die Christelike geloof. Maar selfs as mens kyk na hulle beskrywings daarvan, almal getuig van 'n God wat God is en iemand wat aanbid word. Maar daar's tog iets wat ons God heilig maak. Wat maak dat hy die enigste God is wat so is. En ons kan 'n klomp voorbeelde noem, maar die belangrikste vir ons vanoggend is om te weet, hierdie persoonlike verhouding tussen God en ons is wat God heilig en anders maak. Ons het net nog gesê, God wil nie verstaan word nie, God wil geken word. God is die enigste God wat in 'n persoonlike verhouding met my en jou wil lewe. Alle ander is net gode wat aanbid moet word en met 'n klomp gebruike gedien moet word en offers gebring moet word ensovoorts, maar hulle kan nie geken word nie. Kan nie met hulle gepraat word nie. Daar kan nie in 'n persoonlike verhouding met hulle geleef word nie. God is die enigste God wat in 'n persoonlike verhouding met my en jou wil lewe. Nie moet nie, wil. Daarom is dit so belangrik dat ons elke Sondag vir mekaar sê ook, God soek nie wetsgehoorsaamheid nie. God soek nie pligte wat ons uitvoer nie. God soek 'n verhouding met hom. As ons verder gaan, God is die enigste God wat emosies het, 'n hart het, lief het, seer het, hartseer is. Enigste God. En dis iets wat ons uitdink hier. In die Bybel staan dit herhaaldelik dat God 'n hart het. Sagaria 2, dan sê die Here, wie aan julle vat aan my oogappel. Ek's lief vir julle. Ek voel saam met julle. In Hosea, as die Here kwaad is aanvanklik vir die volk en hy dreig om oordeel oor hulle uit te spreek, dan sê die Here, maar hoe kan ek julle wegstoot? Ek kan nie. Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde vir julle brand te sterk. Ons het 'n lewende God. Ons gaan vanaand praat oor die alomteenwoordigheid van God. Maar ons moet altyd onthou, en dan gaan so 'n stukkie van vanaand se preek al weggee. Nou, soos wat ons hier sit, is God nou hier, by ons. Net soos wat ek nou kan sien, hier sit Pieter voor my en Benny voor my. Die Here is hier, nou. Ons kan hom nie sien nie, maar hy is hier. Hy hoor elke woord. Hy sien raak hoe ons vanoggend hier by mekaar is. Hy hoor wat ons besig is om oor hom te sê. Hy's hier. Dis wat God uniek, heilig maak. Net een soos hy. As ons verder gaan, God is die enigste God wat bereid was om te ly en te dien. Die boodskap wat dikwels maak dat mense sukkel om die Christen geloof te glo, is baie keer sê hulle, dis iets ongehoords, dat 'n God gelyk sal word aan mense en bereid sal wees om te ly soos mense en te ly ter wille van mense. Dit kan mos nie gebeur nie. As 'n mens dink aan jou Griekse mitologie en ons dink aan gode soos Zeus en daai klomp mense, dis iets ongehoords dat 'n God sy status as God sal prysgee en sal bereid wees om te ly vir mense. Dit werk net nie so nie. Dis nie wat 'n God doen nie. Dis nie wat 'n God is nie. Dis wie ons God is. Dis wat God heilig maak. Wat maak dat daar net een is soos God. En julle, ons moet altyd onthou dat as ons glo dat Jesus die seun van God is, dan glo ons tesame Jesus is seun van God, maar self ook God. Dit verander die hele prentjie. Want dit beteken dat God sy seun gestuur het om vir ons sondes aan 'n kruis te sterf. Hy wat self God was, hy wat God se gelyke in sy status gehad het, Filippense 2. Maar hy was bereid om 'n diensknegt te word, om soos ek en jy te word, om te ly, swaar te kry, seer te kry ter wille van ons. Dis iets ongehoords.
Maar dit is die God wat ons aanbid. Net een soos hy. Niemand anders nie. God is heilig. En daarom kom God na ons toe. Hy sê in vandag se tyd, gaan lees enige boek oor enige ander geloof ook en kyk of jy iemand kan kry soos ek. Ek beloof jou, jy sal nie. Want ek is God en ek alleen. Ek is heilig. Niemand anders nie. Dis so 'n vinnige beskrywing van iets van God se heiligheid. God wat heeltemal anderste is as ander gode. God wat heeltemal anderste is as ander konings en nasies en mense. God wat God is. En ons kan 5 Sondae se preke net hou oor wat beteken God se heiligheid. Maar vanoggend wil ons uitkom by die volgende deel. En dit is in Levitikus 19 het ons gelees, waar die Here vir ons sê, wees julle heilig, want ek is heilig. Ons sing baie keer in die kerk, onthou jy is 'n beeld van God. As ek beeld van God is, beteken die feit dat God heilig is, iets vir my lewe ook. En as God vir ons die opdrag gee, wees jy heilig, dan moet ons tog weet wat bedoel God daarby. Hier is een diens is eintlik verskriklik min, so daarom gaan ek dit probeer om dit vir ons so vinnig net saam te vat. Want hierdie woorde wees heilig het implikasies vir my en jou lewe, maar ook vir ons lewe as gemeente, as kerk. Daarom word die boodskap gerig ook in Levitikus en sê, gaan sê vir die gemeente, gaan sê vir Israel. Maar voordat ons by die gemeente kom ons vra eerder die vraag eers af. Wat beteken dit vir jou lewe? Wees heilig. Ek het 'n fotootjie saamgebring daar van 'n jong man wat baie mager was in daardie tyd. Wie van julle ken daardie jong man? Luister mooi na die vraag. Nie wie van julle weet van hom nie, wie van julle ken hom? Wie van julle weet wie hy is? Het julle sien daardie foto? Is dit 'n foto van iemand? Dis soos wat julle kan sien, daar is so 'n identiteitsnommer. En tensy iemand al my ID-boekie ook op 'n ander manier in die hande kon gekry het en ook bedrog kon gepleeg het, sover ek kan onthou, is dit die enigste nommer wat daardie nommer is. Ek is een nommer. Julle nommer verskil van myne, elkeen van ons het ons eie nommer. Wat nog verder interessant is, julle sal sien, van is Barnard, voorname is Jaco, maar nêrens daar by van of voorname of eers op daardie beskrywing staan daar Dominee Jaco Barnard. Want dominee is net 'n titel, 'n kwalifikasie wat ek op universiteit behaal het. Die Here het my geroep om predikant te wees. Maar ek is nog steeds net mens. Nog steeds net 'n gewone mens wat vanoggend hier voor staan. 'n Mens met baie tekortkominge en baie foute, glo my. Ek dink julle wil weet wat gebeur partykeer agter toe deure daar waar julle my nie kan sien nie. Ek het ook maar foute. Maar is net 'n mens. 'n Mens wat toe hy daar, hoe oud was ek daar? 16. 18 jaar oud. 'n Mens wat op 18-jarige ouderdom ook maar drome gehad het, ideale gehad het, en op 'n latere ouderdom deur die Here geroep is en gesê het, jy moet predikant word. Jy moet my boodskapper word. Dis al wat 'n predikant is. Predikant is nie 'n engel nie, 'n predikant is nie 'n hoogheilige nie. 'n Predikant is net iemand wat deur die Here geroep is om 'n boodskapper te word. Maar die belangrike van alles is daardie vraag: wie is daardie mens? En as ek my volgende as 'n voorbeeld kan gebruik, wil ek vir jou vra dat jy dieselfde met jou ook sou doen as jou foto daar gestaan het. Jy sien, as ons vanoggend eerlik vir mekaar moet wees, as ek eerlik met julle moet wees en as julle vir my vra, wat Dominee vertel vir ons, wie is daardie mens? Dan sal ek waarskynlik vir julle vanoggend moet sê, ek weet nie. Ek weet nie meer nie. Want julle sien, as ons kyk na God se heiligheid, dan lees ons daar die grootste siekte van ons tyd, is dat almal van ons het 'n behoefte om soos ander te word, om deur ander aanvaar te word.
En ons pas so aan dat ons later nie meer weet wie ons is nie. As ons wil weet wie is heilig, want ek is heilig, wat is die vraag wat ek vir my moet afvra? Wie is jy? En wie het jou jy gemaak? Hoekom? Maar voordat ons kom by die gemeente en wat die heiligheid vir die gemeente beteken, het jy al besef dat as die Here sê hy het jou heilig gemaak, is daar 'n rede waarom daar net een jy is. Daar's 'n plan daarmee. Ek wou vir julle 'n vrugteryker gebring, want die beeld van die vrugteryker gaan ons help vanoggend om iets daarvan te verstaan, maar ek het nou net nie daarby uitgekom nie, so ek het vir julle 'n sak gekleurde balle vanoggend saamgebring. Hierdie sak gaan vir ons help vanoggend om iets te verstaan van God se heiligheid. Lyk hierdie sak met die kleurballe vir julle mooi? Lyk vir julle mooi? Dit was mooi om die verskillende kleure en alles te sien. Hoe mooi sou dit gelyk het as hierdie sak net uit geel balle uit bestaan het? Glad nie. Of net uit groen balle, of net uit blou balle. Hierdie sak, as ons dit so kan sê, se heiligheid bestaan daarin dat dit bestaan uit 'n klomp verskillende kleurballe. As God wou gehad het dat almal vir ons dieselfde moes gewees het, sou hy ons almal dieselfde gemaak het. Maar hy het nie. En daarom moet ek en jy een ding mooi hoor vanoggend, is dat ons dien nie die heilige God, en ons is nie heilig deur te probeer soos ander mense wees nie. Om te sê dat God my geskaap het as sy beeld, moet ek myself afvra, Here, waarom het U my Jaco gemaak, wie Jaco is? Waarom het U vir my talente gegee, wat wissel en verskil van ander mense se? Want daar's 'n plan daarmee. En julle, ons pas so aan, en ons raak so deel van 'n prentjie van dat ons almal later so eenders raak, want ons dink ons moet dieselfde as ander wees, om deur ander aanvaar te word, dat ons onsself later verloor. Om vir julle 'n paar praktiese voorbeelde te gee, hier staan Jaco vanoggend voor julle. Ek dink waarskynlik die eerste keer in 'n baie lang ruk wat ek voor julle staan en sê, hier is ek. Ek's Jaco. Dis wie ek is. Julle kan sien ek lyk vanoggend so klein bietjie anderste, want dis wie ek is. Dis wie ek is. As ek hier onder staan en preek, is dit nie om snaaks te wees nie. Ek as mens is van nature iemand wat daarvan hou. Julle weet ek loop rond en ek staan nooit stil en ek praat met julle en ek beweeg. Ek kan dit nie daarbo doen nie. Dis net 'n klein spasie. Dis hoe die Here my gemaak het. Maar die ding is, ons probeer later so aanpas by almal se opinies en menings. En ons wil niemand afronteer nie, en ons wil niemand seermaak nie. In die proses verloor ons onsself. En julle, ek kan dit met vrymoedigheid vanoggend sê, want dit gaan nie, vanoggend se preek gaan nie oor ek wat hier staan nie. My storie is een storie. As ons luister na besoeke, die mense wat met ons kom praat by die huis agter geslote deure, dan weet ek waarskynlik, het almal van ons op een of ander stadium iets, wat ons inhibeer, of iets wat ons nie graag ten volle net wil wys vir almal nie, want ons weet nie of almal dit gaan aanvaar nie. Daarom hoor ons so baie keer, hoe persone byvoorbeeld sê, Dominee, as ons daar in die kerk is, as ons so lekker sing, het ek so partykeer 'n behoefte om my hand op te steek, maar Dominee, ek wil nie die mense rondom my seermaak nie, so dan doen ek dit nie. Ander kant ook byvoorbeeld weer. Ander kant sê ons weer, Dominee, daardie mense wat glad nie, wat net so met vroom gesigte sit as die Here loof, Dominee, hulle kan dit mos nie doen nie. Ons vergelyk die hele tyd mekaar met ander. En in die proses verloor ons, wie ons is. Daar's 'n rede waarom vanoggend hier waar ons staan, in Vogwel Noord gemeente, daar 'n Dominee Johannes en 'n Dominee Jaco is. Daar's 'n rede waarom die Here ons twee hier het. En die Here se plan met oom Johan is nie om met jou Dominee Jaco te probeer wees nie, of 'n Dominee Jaco om 'n Dominee Johan te probeer wees nie. Want dan dien ons nie God as heilige nie. Maar God het my gemaak, vir oom Johan gemaak. Verskillende mense,
verskillende talentes, verskillende maniere van dink, want hy het 'n plan met my lewe, en hy het 'n plan met oom Johan se lewe, en hy het 'n plan met Ben se lewe, en met Martin se lewe, met elkeen van ons. Maar hy kan nie daardie plan uitvoer, as ons die heeltyd maak om nie onsself te wees nie, omdat ons wil inpas by ander. Wees jou self. Ek dink die volgende skyfie sommer vir ons mooi op. En ons sê baie keer, vergeet wat ander doen. Dien jy die Here. Julle, ons gaan nou praat oor die kerk, maar my droom vir ons as kerk is dat hierdie waar ons vanoggend by mekaar is, werklik 'n plek sal wees waar almal veilig voel en tuis voel net om myself te wees. Net om ek te wees. Dat hierdie 'n plek sal wees waar ek voel, hier kan ek my wees voor die Here. En dis regtig 'n punt wat belangrik is dat ons moet weet. Vergeet van die ander mense wat rondom jou sit en hoe hulle die Here dien, hoe hulle die Here aanbid. Aanbid jy die Here soos wat jy is. As die oom of tannie langs jou hulle hande wil opsteek, of as hulle wil bly sit as hulle sing, laat hulle dit doen. As ek hou van orgel of as ek hou van klavier, dis nie die punt nie. Wees jy. Daar's 'n rede waarom almal vir ons vanoggend anders is. God het 'n plan met jou lewe. Hy het vir jou talentes gegee, wat hy wil hê jy moet gebruik. En ek dink as ons dit net begin verstaan, as ons verstaan dat as ons sê God is heilig en wees heilig, moet ons my andersheid gebruik tot eer van die Here. En dan moet ons vir mekaar ruimte los om onsself te wees, om heilig te wees. Weereens, hierdie gemeente van ons sou verskriklik vervelig gewees het as ons gesê het, ons is NG Vogtwil Noord gemeente en ons almal bestaan uit geel balle. Dan sou die prentjie nie verskriklik mooi gelyk het nie. Maar daar's 'n rede waarom almal vir ons hier is, ons eie kleur, ons eie anders, ons eie ek. En die vraag wat ek vir jou wil vra, is weet jy nog wie jy is? Want moet dit nie verloor nie. Wees jy. En dien jy die Here. Daar's ook 'n ander deel. En dit is wat beteken dit vir die kerk? Ons is elkeen anders en heilig, het ons nou reeds gesê. En om terug te kom na die beeld van hierdie sak toe. Ons het reeds bevestig en vir mekaar gesê dat hierdie sak so nie so mooi gelyk het as dit dieselfde net een kleur balle was nie. Ons onthou dit en ons het gesê die feit dat die verskillende kleur balle is, dit maak hierdie sak mooi. Sou dit nog steeds dieselfde effek gehad het as al hierdie verskillende kleur balle hier was, maar ek het dit versprei hier oor die kerkgebou? Nee. Die heiligheid hiervan lê in die feit dat verskillende balle steeds saam een is. En dit moet ons mooi verstaan. In die tyd van ons lewe is ons geneig om te sê, as jy so is, dan behoort jy daar, as jy hier is, dan behoort jy hierso, en as jy hierso is, dan behoort jy daar. En so versprei ons mekaar in ons andersheid. Maar dan verloor ons wat die Bybel sê, een heilige, algemene, Christelike kerk is. 'n Plek waar verskillende mense saam een is. 'n Plek waar ons nie voel ons moet 'n Sondag na Sondag heen kom en ons moet inval wat by die standaard is nie, maar waar ek kan wees. Ons is nog steeds een gemeente. Daarom sê ons eenheid as kerk is nie een tussen mense wat dieselfde dink en voel nie. Ons heiligheid lê juist daarin dat ons een kan wees, selfs al verskil elke een van ons van mekaar. Selfs al dink ons anders, voel ons anders. En julle nêrens in die Bybel, ons is besig met Bybelstudie oor die boek Handelinge ook, nêrens in die Bybel lees ons dat hulle wat tot bekering gekom het, in Handelinge 2, daar waar die eerste bekeerdes, sê 3000 gelowiges, of mense tot bekering gekom, en is by die gelowiges gevoeg,
En dan lees ons nie elkeen van hulle het 'n eie rigting ingeskiet en hulle eie kerk begin soos wat hulle gevoel het nie. Al 3000 van hulle was anders, maar hulle was saam. Want hulle was lief vir mekaar. Hulle het mekaar aanvaar vir wie hulle is. En daarom as ons verder gaan byvoorbeeld, maar ons kan nie heilig wees as ons alleen is nie, ons is deel van 'n gemeenskap, van 'n groep. Die kerk moet heilig wees, maar is ons? Dan vra ons die vraag af, wat maak ons anders as ander gemeenskappe waaraan mense behoort? Byvoorbeeld sportklubs, rade ensovoorts. Ons moet anders te wees, maar is ons? En dis 'n belangrike vraag wat ons moet afvra. Wat enige gemeenskap of raad of klub waaraan ek behoort, het sekere vereistes waaraan ek moet voldoen om deel te wees van daardie gemeenskap. Daar's sekere protokol, daar's sekere reëls en as ek nie daarby hou nie, dan is ek uit. Daar's sekere dinge waarby ek moet inval om deel te wees van daardie gemeenskap. Maar as die kerk heilig is, en ons onthou wat heilig beteken om anderste te wees, om geheel en al anderste te wees as ander, wat maak die kerk anders? As ons geloofbelijdenis sê, dan sê ons op die einde daarvan, en ek glo in een algemene, heilige, Christelike kerk. Maar leef ons nog daardie heiligheid? Of het ons dit ergens langs die pad verloor? Want as ons sê die kerk is heilig, is die enigste vereiste, om deel te wees van hierdie gemeente vanoggend, geloof in Jesus Christus. Niks anders nie. Nie kleredragie, nie aanbiddingstyl of voorkeur nie, nie opinie, mening of denke nie. As ek glo in Jesus Christus, is ek vanoggend welkom in hierdie gemeente. Dan behoort ek aan hierdie gemeente. Niks anders nie. En julle, ons moet altyd asseblief een ding onthou. En as ons die Bybel gaan reg lees, nêrens in die Bybel lees ons van NG, van Dopper, van AGS, Evangelies Gereformeerd, Pinkster Protestant of enige ander denominasie nie. In die Bybel lees ons van die kerk van Jesus Christus. Al die ander onderskeid is onderskeid wat deur ons gemaak is. En die gevaar daarvan is, as ek op 'n sekere manier dink, dan behoort ek daar. As ek op 'n ander manier dink, dan behoort ek hier. En so tref ons onderskeid tussen mekaar en onder mekaar. En die hartseer ding is, later begin ons praat van ons gemeente en hulle gemeente en julle gemeente, en ek is nie welkom hier nie, en jy is nie, en dis nooit wat die Bybelse verstaan daarvan was nie. Enige persoon wat 'n kind van Jesus Christus is, wat in Jesus Christus glo, is deel van ons. Ons is NG Vogwel Noord gemeente. Dis 'n naam, 'n beskrywing. Maar ons is kerk van Jesus Christus. Ons is die gemeente van Jesus Christus. En alle gelowiges reg oor die wêreld, kinders van Jesus, ons is deel van daardie liggaam. Is dit nog so? Ek vra myself af of ons nie daardie ergens langs die pad verloor het nie. Om te weet dat maak nie saak wie jy is, hoe jy dink, hoe jy voel, hoe jy wat doen nie. Maar dat ons hier vir mekaar sê, welkom. Welkom by ons. Ek is so bly want jy's my boetie, jy's my sussie in Jesus Christus. Dis al wat saak maak. Jesus is die hoof van sy kerk. Jesus bepaal die reëls. Jesus bepaal die gebruike. Niemand anders nie. Dis wat dit beteken om heilige kerk van Jesus Christus te wees. Maar as ons verder gaan, dan beweeg ons nog aan. Ons moet heilig wees, nie net hier in die gebou nie, maar oral waar ons gaan, elke oomblik van elke dag is ons kerk. Ek dink dis iets wat ons baie keer vergeet, en is opvallend, ek het nou die dag daaroor met iemand gesels, dat ons is anderste vanoggend hier, as wat ons is wanneer ons om 'n braaivleisvuur is, of wanneer ons rugby kyk, of wanneer ons saam met vriende gaan uit eet. En my vraag is, moet dit so wees?
Want hierdie is nie heilige grond, en die oomblik as ek by die kerkgronde se hekke uitry, is dit die wêreld se grond nie. En dis waaroor ons vanaand verder gaan gesels. Hierdie is kerk. En as ek van nou af huis toe gaan, en vriende en familie oornooi vir kos en ete, is ons nog steeds kerk. En as ek gaan uit hier, of as ek 'n braai hou, is ek nog steeds kerk. Ek en jy is 24 ure 'n dag kerk van Jesus Christus. En daarom sê die Here vir ons, gaan wees heilig, oral waar jy gaan. Nie net hier nie, nie net op 'n Sondag, die oomblik wanneer ons by hierdie deure instap nie, maar elke oomblik van elke dag. Want net soos wat God nou hier is God by ons wanneer ons 'n braaivleisvuur aansteek en kuier. Net soos wat God nou hier by ons is en aanbid wil word, net so is God by ons wanneer ons kyk hoe die Bokke rugby speel en die skeieregter ons lekker verneek in ons reaksie daarop. God is altyd by ons, oral. Ek en jy hou nie op met kerk wees ooit nie. Ons is kerk, punt. En daarom moet God hierdie heiligheid, hierdie wees heilig, hierdie wees anderste as ander, deel wees van ons daaglikse lewe. Elke oomblik van elke dag. Ek kan nie God hier dien en aanbid en dan die lekker week verder gaan en kom ek op 'n Sondag weer om God te aanbid nie. Ek aanbid God elke dag van my lewe. Elke dag, elke keuse, elke woord, elke daad is 'n getuie wat ek lewer. En daarom kom die opdrag in Levitikus om heilig te wees. En as ons by die huis gaan lees daarna van vers 2 af, as ons sien wat beteken dit om heilig te wees. Eer jou vader en jou moeder. Eer jou man en jou vrou. Moenie vuil taal gebruik nie, moenie steel nie, moenie, die hele beskrywing gaan daaraan. Daaglikse praktiese dinge van ons lewe. Wees heilig. Die groot vraag, ons het nou baie om oor te gesels, maar die opdrag wat ons vanoggend gehoor het, is wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. En die belangrike ding wat ons net vanoggend moet onthou, God is heilig, daar's net een soos hy. Hy het jou gemaak, daar's net een soos jy. Hy het kerk gemaak, is ons anderste, kan ander mense sien, dat ons anders is, dat daar ander standaarde tel hier by ons, ander reëls tel by ons, kan mense in my en jou lewe sien, dat ons anderste is as ander mense, anderste is as ander groepe, kan mense in ons lewe sien, dat ons probeer heilig wees, soos wat God heilig is. En my gebed is dat ons hier sal begin, dat hierdie plek 'n plek sal word, waar elkeen van ons net kan kom wees, waar elkeen van ons kan sê, hier is ek, met my talente, met my gawes, maar ook met my foute. Hier is ek is Jaco, aangename kennis julle. My gebed is dat elkeen van ons net ons kan wees, en dat ek en jy die Here kan dien, en dat ons saam met mekaar die Here kan dien. Dit maak nie saak hoe ons verskil nie, ek en jy glo in dieselfde Jesus Christus, en dis al wat saak maak. Almal is welkom. Kom ons wees heilig.